Goeiedag en baie welkom by Dr. Douwe Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons vandag en ons glo en vertrou dat jy 'n amazing diensbelewenis gaan hê. Voor ons aangaan wil ek gou vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak. Ek lees vir jou wat staan in Filippense 4 vers 19 en ek lees dit in die Engels. Dit sê, "And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus." Dis amazing om te weet dat dit die Here se belofte is. Ek en jy het behoeftes. Ons het dinge wat ons die Here voor vertrou, maar ons kan dankbaar staan in sy voorsiening wat hy vir ons bied. Weet dat wanneer jy vandag 'n bydrae maak, weet ook jy doen dit uit 'n plek uit waar jy weet die Here seën jou en hy seën my ten volle. Daarom gee ons met blye harte. Jy verskeie maniere jy 'n bydrae maak, verskyn nou op die skerm. Let ook op na al die exciting goed waarmee ons besig is by ons kampus. Kom ons kyk saam na die kampusnuus. Street Store is die wêreld se eerste gratis pop-up klerewinkel waar behoeftige mense die kans kry om deur die klererakke te stap en self 'n uitrusting te kies. Daarna word hulle ook bedien met 'n maaltyd en gebed. Hierdie jaar hou ons dit by die NG Kerk Bellville Wes op die 31ste Mei. Daar is verskeie maniere waarop jy betrokke kan raak. Jy kan klere skenk wat in 'n goeie bruikbare toestand is. Ons benodig veral wintersklere. Jy kan ook kom help om die klere te sorteer volgens grootte en geslag op 28 Mei in een van die volgende tydglewe: 10 tot 12, 2 tot 4 of 7 tot 9. Jy kan ook deel word van die SERP-projek deur 'n SERP te skenk of vliesie materiaal te skenk of R65 te skenk sodat ons materiaal kan koop om SERPe mee te maak. Jy kan ook op die Street Store dag betrokke raak by verskeie spanne. Jy sal al die nodige inligting oor hierdie spanne kry by die info-geleentheid op 28 Mei om 7:00. Hierdie Hemelvaartdag gaan ons 'n worship diens hou, Donderdag 29 Mei om 7:00. Dit is weer tyd vir die jaarlikse Durbanville for Jesus gebedsaksie, waar kerke in die Durbanville omgewing bymekaar kom om vir 10 aaneenlopende dae vir ons omgewing te bid. Dr. Douwe Tygerwil neem verantwoordelikheid vir die 3 Junie. Jy kan deelneem deur 'n tydsgleef te kies wat jou pas en daardie tyd uit te sit om te bid. Jy kan bid net waar jy op daardie stadium is, of jy kan die gebedslokaal by El Shaddai gemeente gebruik. Die rooster sal by die infotoonbank beskikbaar wees. Dr. Douwe se Young Adults hou 'n lekker bring en braai. Die 6de Junie om 7:00. Registreer vandag nog aanlyn. Dr. Douwe Kids gaan 'n lekker fondsinsameling hou. Ons gaan koek verkoop tussen die 1ste en 2de diens die 8ste Junie. As jy graag deel wil wees en jy sal graag 'n koek of cupcakes wil skenk, asseblief maak kontak vandag nog met my vir meer inligting. Onthou, jy kan jou parkeerkaartjie betaal met SnapScan of Zapper. Scan net die kode agter op jou kaartjie. Adventure awaits. Ek wil vir jou vra om dit te verstaan. Nou gaan jy nie my preek verstaan nie, verstaan net dit. Daar's iets wat kom. Daar's avontuur wat kom. En ek is van mening dat die volle werklikheid van wie die Heilige Gees is, het nog nie regtig grond gevat in ons lewens nie.
Dis groter. Dis heerliker en ek vertrou dat ons deur die loop van hierdie reeks ook meer daarvan gaan agterkom. Nou, die eerste week praat ons oor the destination. Ons praat oor hierdie verwagting, dis die inleiding tot die reeks wat ons sê, maar hier kom dinge, hier kom groot dinge en baie keer moet ek my gedagtes anders instem. Ek moet anders dink oor waarheen ek op pad is met die Here. Dan ook die fueling, met ander woorde, hoe gebeur dit dat jy die krag ontvang? Liftoff, het klink interessant, né? Liftoff, die ouens wat nie bang is om te vlieg nie. En dan die praktyk van die adventure. Hoe maak ek nou om hierdie avontuur te geniet? Dis wonderlik. Wie is die Heilige Gees? Nou, ek weet mense skryf baie boeke daaroor. Ek het persoonlik baie boeke daaroor gelees. Ek het baie boeke daaroor, ek het al baie boeke daaroor weggegee. Ek het ook al baie boeke, het ons nog vroeër hier in die Kaap omgewing in die gemeente was, baie boeke verban, wat mense oor die Heilige Gees versprei het onder mekaar. Daar's skrikwekkend baie dwaalleringe ook oor die Heilige Gees. Maar wat ek vanmôre wil vra is dat ons sal die waarheid sal soek deur ons harte net oop te maak vir die inspraak van God se Heilige Gees. Dat hy kom verduidelik, dat hy hom kom tuis maak by ons en dat hy kan vir ons verduidelik wie hy regtig is. Nou, die Heilige Gees is een van die drie eenheid. Hy is nie God en Jesus en dan nou en dan somewhere die Heilige Gees nie. Hy is een van die drie eenheid en gelyk aan die res van die drie eenheid. Vader, Seun, Heilige Gees. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. En anders as wat ons baie keer groot geword het, hy was nog altyd daar. Die Heilige Gees het nie verskyn op Pinksterdag en ewe skielik is daar nou iets anders nie in die omgewing nie. Iewers het iemand anders ingetrek in die dorp nie. Hy was nog altyd daar en omdat hy altyd daar is, sê die Here ook, hy's oral. Dis 'n verskriklike wonderlike gedagte. En kom ek sê nou vir jou uit my verlede uit, dit was 'n skrikwekkende gedagte toe ek besef hy's oral. Ek het nie altyd verstaan hy's nog altyd daar nie, maar ek het gehoor hy's oral. En dis vir 'n ou wat lief is vir sonde nog al 'n verskriklike gedagte, veral as jy 'n kerkman is. Jy weet, ek het nie kerk groot geword. Ons was die kerk op Magaliesburg. Ek meen, dis net so. As jy na ons kyk, is die kerk gesin. Maar ek was in my eie persoonlike lewe regtig besig met my eie goeders. So, die feit dat die Heilige Gees oral is, was skrikwekkend, want hy's ook by die skool. Hy's ook in die bus, as jy na ander plekke toe ry met die skoolbus. Hy's ook daar wat jy speel, en waar jy met jou pelle kuier, en waar jy allerlei goed aanvang, die Heilige Gees ook daar. En op hierdie avontuur moet ons ook besef dat hy nie daar is om nou te veroordeel en vinger te wys nie, te laat sleg voel en goor voel oor goeders nie. Hy's daar sodat jy die avontuur kan geniet saam met die Here. Die Heilige Gees is hier om daardie avontuur lewendig te maak in jou lewe. Nou Psalm 139 wat jy self baie goed ken, praat hy van maak nie saak waar ek heen gaan nie, al vlug ek hemel toe of al gaan ek in die aarde in, ek sterwe, maak nie saak waar ek is nie, die Heilige Gees cover elke plek. Nou wonder ek net oor môre. Wie van julle gaan môre werk toe? Nou oké, as hier en daar 'n salige afgetredene, maar dit is eintlik skerry, maar hy's daar ook. Hy's in daai vergadering, daai boardroom, daai lekker plek waar groot besluite geneem word. Hy's oral by die jong mense, by die ouer mense, by die seniors, by die juniors, oral. Die Heilige Gees is daar. En Dawid sê in daai Psalm, jy kan nie vlug van die Heilige Gees af nie. Jy kan nie iewers om 'n hoek gaan en yes, hy's nie daar nie, ek kan maak wat ek wil. He's the giver of life. En dit moet ons nooit vergeet nie. Daar waar ek is die Heilige Gees giver of life. En die avontuur waarop ek my voet neersit, die beginpad van hierdie avontuur is om te sê, Here, as U die giver of life is, dan's ek 'n giver of life, deur wat ek dink, wat ek sê, wat ek doen, en alles wat daarop volg. Nou, wanneer die Heilige Gees gebeur, want ek vra die vraag, wie is hy? Wanneer het hy gebeur? En ons weet, hy's nog altyd daar. Dis 'n skerry gedagte, maar hy's nog altyd daar. En asseblief, as daar een vraag is wat jy nie vanmôre moet vra nie, is, waar kom God vandaan? Want ons sê altyd God is die skepper, maar waar kom hy vandaan? Was daar iets soos before God?
Ek weet daar's iets soos before Christ, maar was daar iets soos before God? Hy's nog altyd daar. Hy's besig, hy's betrokke, hy's deel van die Godheid. En ons gaan later praat in die reeks, ek gaan nie vanmôre daaroor praat nie, oor die gawes, die vrug, die doping in die Heilige Gees, en die uitwerking wat die Heilige Gees deur ons as liggaam van Christus het. In die skepping verduidelik ons ook vir mekaar altyd hoe dit werk. Die Gees van God het gesweef oor die waters. Jy al gelees in Genesis. Gees van God het gesweef oor die waters. Dit was woes en leeg, en nou sweef die Gees van God oor die waters. He's hovering. En as ek nou kans gehad het en tyd gehad het, ons het 3 ure kerk gehou, dan kon ek vir Peter gevra het om iets daarvan te verduidelik, want dit is nog iets wat sy mooi verstaan. Sy kan dit so mooi verduidelik, maar ons het nie 3 ure nie. As die Gees van God hover oor die skepping, dan sê die woord eintlik, hy hover nog steeds. Hy's heeltyd daar om te versterk. Heeltyd, hy's heeltyd besig. As jy onseker is, of jy wonder, of jy het 'n stryd wat jy voer, he's hovering. Behalwe dat hy in ons kom woon het, hy's uitgestort in ons harte, is hy tussen ons, maar hy's ook oor ons. Hy's besig om te beskerm, om te bemoedig, om raad te gee, om krag te gee, om opdragte te gee. En hy's daar ook om te keer, as dinge begin verkeerd loop. He's still hovering, hy sal dit nooit ophou doen nie. En dan het 'n interessante ding as dit kom by die skepping. Toe Adam geskape is, toe's Adam liggaam en siel. So, en dit klink nou weird, maar moenie nou sê ek probeer die Bybel afmaak nie, maar dis amper soos my hond, vir wie ek baie lief is, het 'n liggaam en 'n siel. Maar hy het nie 'n gees nie. En ek weet, baie van julle se hondjies, julle wil graag glo, as ook 'n gees nie gaan hemel toe, maar kom ons bly net eers by die biologiese beginsels. Siel en liggaam. So, hy leef, daar's bloed wat vloei, daar's hart wat pomp, niere werk, alles werk, maar daar's ook verskriklik baie emosie. So daar's 'n sielsdimensie by 'n dier betrokke, en ek weet vanmôre, ek neem 'n foto waar my hond op my skoot sit, ons nou net so voor 6, toe ons ry daar in Langebaan, en sy kyk vir my asof sy wil sê, don't go. Daar's soveel emosies, en toe ek nou die garagedeur voor ek hom toemaak, nou sit sy daar voor die kas, en dit lyk asof al die heerlikheid uit die lewe nou verdwyn het. En ek voel so skuldig, en ek maak toe, en ek ry maar liewers. Maar daar's siel, en daar's liggaam. Maar God kom met die skepping van Adam, en hy kyk na sy skepping, en dit was hom goed, maar hy blaas sy gees in Adam in. Daardie gees, die vertaling daar, die oorspronklike taal sê ruach, dis die wind, die asem, die gees van God, nie van die omgewing, of van die natuur, of al die goeters nie. God is nie iemand wat afhanklik is van die natuur om krag te gee nie. Hy kom en hy blaas sy gees in die mens, sodat daardie mens waarlik kan lewe. So, hy skep op 'n ander manier, en nou, die uitdaging wat ek nou mee leef is, en aan die einde gaan ons kom met daai uitdaging, en ek hoop jy gaan saam met my werk daaraan. Die oomblik as God sy asem in my inblaas, en hy gee my die opdrag om die goeie nuus te verkondig, dan word ek ook iemand wat asem blaas. Nou hoor net nou, ek gaan dit nou probeer verduidelik, en ek hoop jy verstaan waarheen ek op pad is. Elke asemteug kom van God af. Hy vul my met sy gees, sy asem, sy gees. En as ek uitblaas, as ek met ander woorde praat, as ek suurstof gebruik, en emosie gebruik, en kennis gebruik om te praat, dan is ek besig om uit te asem, dit wat God in my ingeasem het. So dit maak van my familieomgewing, my werksomgewing, my kerkomgewing, alles anderste, want ek praat nie net meer om woorde te deel nie, ek is besig om God se asem te deel. En dis hoekom Spreuke praat van dood en lewe wat in die mag van hierdie pink ding is. Dis so 'n sterk ding, hy het nie 'n been nie. Hy is sommer net so slap pinkigheid. Maar hy kan doodmaak, seermaak, stikkend maak. Want ek praat nie meer net woorde, ek verduidelik nie net meer nie, dis God se ruach wat in my is. En as ek sê adventure awaits, dan dink ek, Here, maar ek het 'n lang pad om te stap, want partykeer hoor die Heilige Gees net by kerkgeleenthede.
En baie keer as ek wonder oor iets, dan vra ek, en dan soek ek raad, en alles. Maar die Heilige Gees is hier binne in my, om my, he's hovering, sodat ek ook lewe kan skep waar ek gaan. Because he's the giver of life, en ek is a giver of life. Ek word 'n naprater van God, want hy het sy Gees in my ingeblaas. So dis hoekom ek gevra het, wie gaan môre werk? Dis 'n ander plek, as 'n ou besef, nou hier kom ek met God se asem aan. Hier kom ek met 'n ander gesindheid, 'n ander uitspraak, 'n ander siening oor mense. As daar meer is, en dis die vraag wat ek vra, as daar meer, kyk, kerk is eintlik 'n lekker plek, maar dit kan ook 'n doelike plek word. Dit kan 'n plek wees waar ek so tuis is, dat ek net parkeer. Wat ek net is, ek vloei nou maar saam, ek gaan nou maar net aan, want dis lekker hier, mense ken my, ek voel tuis, ek sing lekker, ek luister lekker na die woord, en ek drink oordentlike koffie, en ek moet julle komplimenteer. Selfs die filterkoffie is van hoogstaande gehalte. Net dat jy weet, baie dankie. Ek wou nie die ander bestelling betaal daarvoor, so ek het met die goedkoop gratis gevat. Maar mens kan baie keer net parkeer, baie keer net float, en nooit agterkom daar's 'n opwindende inspraak van die Heilige Gees wat my op die pad van avontuur sit nie. In hierdie eerste minuut het ons nou 'n paar goed mekaar gedeel. Nou, ek het net die voorreg gehad om te vra vir ander. Ek het nooit kans gehad om vir my te vra nie, want hy het seker ook gesien dit kan dalk 3 ure vat. Maar die avontuur waarop ou jou voet sit, as jy weet die Heilige Gees het gepraat, dis anders, dit maak dit opwindend. Dit maak van my nie 'n bywoner of 'n toeskouer nie. En soos die diep predikant het altyd gesê, liewe toehoorder. Magies, die Here help dat ek nooit 'n toehoorder wil wees nie. Ek wil 'n oop agent vir God wees. Maar in elk geval, het dit iets te doen met geloof. Ek dink dit bring vir my op 'n ander vlak van geloof as ek verstaan wie die Heilige Gees is. Onthou nou, toe die disippels vir Jesus sê, gee ons meer geloof, wat sê hy? Ja, hier's nog. Hy sê nee, dit wat jy het is klaar genoeg. Jy moet dit net aan die gang kry, broer. Kry dit net, laat dit loop, want dit is klaar daar, of dit nou so groot so mosterdsaadjie is of nie, dis genoeg. Geloof in God sit 'n klomp goed in werking, maar ek moet myself verruim. Ek moet 'n ander tipe van geloof beoefen. En die ander vraag is, het dit iets te doen met vergifnis? Nou, ek weet ek is nou op 'n moeilike topik hier, maar vergifnis, en ons het 'n paar sondae terug, as ek reg kan onthou, ook bietjie geraak aan vergifnis. Vergifnis is 'n baie snaakse ding, as ek sukkel om te vergewe. Want baie keer as ek sukkel om te vergewe, dan sluit ek die Heilige Gees effe uit. Want hy karring met my gewete, is dit nie so nie? Ek weet ek moet, maar julle verstaan nie waar ek deur is nie. Julle weet wat mense aan my gedoen het nie. Dis baie moeilik om te sê, ek glo in God, en ek vertrou hom vir alles in my lewe, ek vertrou hom vir hierdie pad van adventure, maar ek sukkel met vergifnis. En toe kom daar 'n naam by my op, en dis my, ek wil dit nie eens noem nie, want ek is so bang ek spoil almal se dag. Dan kom 'n naam by my op, en daai se naam is Vladimir Putin. En ek dink, Here, I don't know. Vergifnis klink vir my makliker as sê, iemand het my nie gegroet by die kerk nie, ek vergewe daai persoon. Dis maklik. Iemand skuld my R10 en hy het vergeet en ek vergewe daai persoon. Maar nou kom ek voor die Here en ons praat van 'n tafel wat voor ons berei is, wat God vir ons berei het. En ons sit aan daai tafel as mense wat vergewe is. En dan partykeer maak ons net plek vir ons en God. En dalk hoor daar 'n bietjie ander mense ook aan daai tafel, want almal verdien vergifnis deur Christus se kruisdood. En een van daai ouens is 'n massamoordenaar met die naam van Vladimir Putin. En elke keer as ek aan dink ek aan verskriklike gedagtes. Ek meen, ons het al gesprekke vir die TV gehad wat ek dink, man, as ek daar kan kom, hy gaan so suffer. Maar wat sê God oor vergifnis? Vergifnis is baie groter as my voorkeur, my verstaan, my belewenis, my manier van dink.
Vergifnis lê op 'n totale ander vlak, en dis hoekom Christus vir 'n kwaaddoener in die kruis kon sê, nee wat, moet nie verder worry nie. Jy sê ek moet aan jou dink, ek nooi jou sommer uit koninkryk. Vandag nog sê jy daar wees. So wat maak ek as dit kom by die vraag van is daar meer? Ek dink daar's baie meer, daar's 'n avontuur van geloof, daar's 'n avontuur van vergifnis. Partykeer doen 'n ou goed in die geloof en jy dink dis seker baie dom in die oë van mense, en dan sal mense wat vir jou sê dit is baie dom. En ek onthou, ek het die storie al vertel, toe ons besluit ons gaan voltyds studeer om pastore te word. Toe los ons alles, los albei se werke en ons pak ons geel golfie en dan gaan ons Johannesburg toe. En mense het regtig so gemaak, onder andere van ons familie. En dis nou 'n lang storie, maar ek wil nie al vashou nie, maar 'n stap in die geloof, 'n stap met vrymoedigheid, kom deur die Heilige Gees wanneer ek sy vrede beleef. Nou, die vraag is ook, het dit iets te doen met waagmoed of vrymoedigheid? Dink aan Petrus en sy manne daar in die oppersaal. Onthou nou hoe bang was Petrus, want hy die Here verloon, onthou julle dit. Nou vra die mense vir hom, ken jy die man? Hy sê nee, ek ken nie vir Jesus nie. Want hy weet, Jesus gaan nou veroordeel word en doodgemaak word, en as ek sê ek is deel van sy party, dan het ek ook moeilikheid. Nou sê hy nee. En op die ou end, toe kom hulle in die oppersaal by mekaar, is nou 'n lang storie, maar ek maak dit nou kort, so kort as moontlik. Nou sit hulle in die oppersaal, hulle maak al die deure toe en hulle is bang, want die mense gaan hulle doodmaak. Maar toe die Heilige Gees uitgestort word, toe verdwyn al daai onvrymoedigheid. Inteendeel, toe word hy so dapper, dat hy voor daai skare mense gaan vertel wie Jesus Christus is. Toe maak dit nie meer saak, gaan ek dood of gaan ek nie dood nie. That's not the issue. Maar die Heilige Gees het hom op hierdie pad van avontuur gesit, sodat hy 'n lewe kon lei van vrymoedigheid en openbaarmaking van wie Christus is. Nou die Heilige Gees, volgens ons, is baie keer bietjie kieskeurig. Baie keer is die hele skrif van toepassing en baie keer nie. Het jy dit al agtergekom? Nou nie vir jou nie, ander mense. Swak familie of bure wat nou nie heeltemal gelowig is soos jy nie. Maar hoe kieskeurig is die Heilige Gees wanneer dit kom by die toepassing van beginsels? Skriftuurlike beginsels. Geld hierdie beginsel vir my of net vir ander mense? Geld hierdie beginsel vir my of net vir my kinders? Wat moet ek doen om seker te maak die Heilige Gees is besig om die waarheid aan my te openbaar? En ek dink nie die Heilige Gees baie kieskeurig as dit kom by die waarheid van die skrif nie. Dis daar geskrywe. Dis wat Jesus vir die duiwel sê. Daar's geskrywe. Finish en klaar. Dis nie hieroor of daaroor hoe ek voel of hoe benoud ek is of wat ek nodig het nie. Dis wat die Here se woord sê. Is daar meer? Ek dink daar's baie meer. Hy het tussen ons kom bly, maar ons herken hom nie altyd nie. Hy het in ons kom woon, maar ons herken hom nie altyd nie. En die vraag is, hoe maak ek seker ek verstaan wie hy is? Die woord sê, hy is die parakletos, met ander woorde, coming alongside us. Hy is nie net binne in my nie, maar hy is ook die een wat by wie ek kan inhak, by wie ek sterk kan wees, by wie ek nie net kennis kan kry nie, maar ondersteuning. Iemand wat regtig weet hoe ek voel. En ek weet nie van jou nie, maar baie keer weet ek nie hoe ek voel nie. Wie kan saam met my sê, jy weet nie altyd hoe jy voel nie? Ek soek net 'n paar eerlike mense asseblief. Party vir ons, party bloos, dan is daar 3 hande. Baie dankie. Maar baie keer weet ek nie eers presies hoe ek voel nie, maar die woord sê, die oomblik as jy onseker is daar 'n Heilige Gees wat vir jou intree, terwyl jy nie eens weet hoe om te bid nie. En dit gebeur baie met my. Ek is verbaas dat julle op so hoë vlak is, dat dit nie met baie mense hier gebeur nie. Maar ek voel baie keer clueless. Hoe bid ek? Wanneer moet wat gebeur? I just don't know. En die parakletos, coming alongside me, is daar om vir my te sê, dis reg, ek sal intree. Want dan tree hy in met onuitspreeklike sigtinge, sê die woord. Dit wat ek nie kan uitspreek, dit wat ek nie kan verstaan nie, daar's God se Gees by om dit te doen. Vader, Seun, Heilige Gees, almal een. Een waarheid, een grootheid. En dan net, ja, dis interessant, Johannes 16 vers 17, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te bly. Naamlik die Gees van die waarheid.
Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie ken nie en hom nie sien nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Nou, net om 'n bietjie terug te gaan na die begin van ons verstaan van wie die Here is. God die Vader skep, so het ons almal groot geword. Jesus kom op Kersdag. Nooit voorheen nie. Skielik is hier Jesus ook, maar die woord sê hy is altyd nog daar. Ek verjaar op Kersdag en ek het altyd minder aandag as Christus. Dis al vir 72 jaar vir my 'n probleem. Maar ek is maar net bly. Ek gaan maar net aan en ek vat die persente, net een wat ek kry. Maar altyd is hy die middelpunt, want hy kom na ons toe op 'n ander manier, en dan sê hy, ek gaan nie toelaat dat julle as wese agtergelaat word nie, maar die mense waar julle mors dood, nou gaan Jesus weg, wat nou? Hy sê nie, die bargain is, dat julle nou meer gaan ontvang. Ek gaan weg op 'n manier wat ek by julle sal bly, maar op 'n meer intense teenwoordigheid, 'n ervaring van wie ek is. En dan kom die Heilige Gees. And he's never not there. Kom ons praat vandag oor Handelinge 2, uitstorting van die Heilige Gees. Dit bring daai klomp vrymoedigheid, dit kom op 'n plek neer op 'n punt neer waar ek voel maar ek verstaan dinge anders, ek het groter vrymoedigheid, ek verstaan die woord gaan vir my oop, ek verstaan ander mense baie beter. Ek praat ook anderste, want God se Gees is in my, so dit wat uitkom moet ook wees wat ingekom het. En dit is so moeilik as ek kwaad word, dit is nie so nie. En ek weet nou, julle ouens word nie kwaad vir mense nie, maar ek het nogal op lange baan gesien, daar's ouens wat kwaad word vir ander mense. En partykeer is daai ou se naam Lofty. En dan voel 'n ou, as jy nou sê wat jy wil sê, dan gooi dit die hele balans van Vader, Seun en Heilige Gees uit. Want dan wil ek eintlik sê ek is gered, maar ek wil nie lewe spreek nie. Ek wil iets anders spreek. Paulus loop op 'n stadium, nou loop hy mense raak wat disippels is, hulle is gelowiges. En hy vra vir hulle, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? Nou dalk klink dit nou vreemd dat ek dit nou inbring in hierdie gesprek, hierdie adventure awaits, maar hoor nou wat gebeur. Hulle is kinders van die Here, hy vra, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? Nee meneer, ons het nie eens geweet daar is 'n Heilige Gees nie. En ek wil vir jou sê, dis 'n groot deel van die kerk vandag, wat dit eintlik sê. Ons wil hemel toe gaan, ons het nie 'n cooking clue wie die Heilige Gees is nie. En toe het hy vir hulle gebid, hulle die hande opgelê, en toe is hulle gevul met die Heilige Gees. So is nie outomaties, ek is lief vir Jesus, nou het ek die Heilige Gees nie. Natuurlik gee hy hom, sonder voorbehoud, maar ek moet ontvang. Ek moet seker wees, ek is bereid om in my binneste in te neem, die volle impak van Vader, Seun en Heilige Gees. Johannes 16, hy is die een wat ons oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Nou dit klink baie negatief, en dis baie keer hoe ons ouens bang gemaak het, dat in so 'n mate dat hulle dalk liewer die Here moet aanneem, anders gaan hulle hel toe, want die Heilige Gees gaan jou oortuig. Maar as hy praat van hy oortuig die wêreld van sonde, wil ek net vir jou sê, dis 'n wete in elke mens, wat is reg en wat is verkeerd. Elke mens weet dit. Maar as ek daardie skrif lees, dan besef ek ook, coming alongside me, die Parakletos, die oomblik as ek twyfel, of ek iets moet doen of nie moet doen nie, is die Heilige Gees getrou. En dan wil ou partykeer sê, ag deksels. Is dit nie so nie? Hierdie storie lyk reg, en dit voel reg, en dit klink reg, dan kom die Heilige Gees in oortuig, wat net sê, don't go there. I love you. En dis 'n moeilike ding, want partykeer het ons al die feite en al die goeters en al die vingers ons kan wys, dan sê die Here, stand back. Stand back. Hy oortuig die wêreld van geregtigheid. In ander woorde, hy sê wat Christus aan die kruis kom doen het. Hy sê dis volbring in so 'n mate dat ek nie skuldgevoelens hoef te koester nie. Maar die geregtigheid beteken ook dat die asem wat ek ingeneem het, God se ruach, ook na ander mense toe kan uitgaan. So geregtigheid behoort aan alle mense. En ek word die een wat dit uitspreek. En dan sê hy van oordeel. Dis so wonderlik dat ek nie meer hoef bang te wees
vir die hel nie, because it's not my destination. Iemand stuur nou die dag vir my 'n video wat ek nou moet luister, of dit was nie 'n video, dit was 'n audio ding. Hy het gedink ek gaan dit baie geniet. Ek het so 5 minute later, toe ek vir hom gesê, die ouwe daar praat, met dalk die Nuwe Testament gaan lees. Want magies. As jy nou lus is om bang te raak, luister na sulke stories. God het ons nie bang gemaak, sodat ons hemel toe kan gaan nie. Hy het ons Christus gegee, sodat ons kan bly wees. Hy het ons genade gegee. Dis nie ontvlugting van die hel nie, dis 'n gryp na dit wat God bied, hierdie adventure wat wag, hierdie heerlikheid wat kom. En ek sien op daar een prentjie van, behalwe na die mooi jeep wat daar is daar mooi Switserland berge en bome. Eendag gaan ons nog daar adventure hê, en as daar kan petrol en al die goeders wat nou nodig is vir die trippie. En ek wil net sê, die Here het klaar alles gegee wat ons nodig het vir die avontuur. Maar partykeer loop dinge bietjie skeef. Ek dink aan Paulus. Paulus is uitmuntend as dit kom by verstaan van die woord. Maar gaan lees bietjie Handelinge 16, dan sien jy maar Paulus en Timoteus, hierdie magtige span godsmanne, wat in Asië die evangelie wil gaan preek. Dis mos 'n goeie ding. Asië, dink net. Pakistan, Indië, daai manne, en verder. En die Heilige Gees sê, don't go. Gaan lees bietjie Paulus. Ek dink Paulus verstaan alles. Ons leer by Paulus so baie dinge. Hy vat dit mis. En dan die volgende oomblik wil hulle Bethinië toe gaan. En die Heilige Gees verhinder hulle om dit te doen. En op die ouend kom hulle in Filippi uit, en daar gebeur die wonderlikste goed. En tot Paulus is bereid om dit te laat skryf in die woord. Lukas teken dit op in Handelinge en sê, dit het gebeur. En baie keer voel ons vertrou die Heilige Gees, ons hoor, kry 'n antwoord, en dan is dit nie die regte antwoord nie. Baie keer gaan ons foute maak, baie keer gaan ons hoor, maar nie regtig hoor nie. En ek dink net, al wat die Heilige Gees sê op hierdie avontuur, as jy 'n foutjie maak, ek weet nie of ek in die kerk mag sê nie, sak dit op. Bely dit, gaan dit aan. Moenie nou sê, nou die Here my gelos, en nou hoor ek nie, en ek weet nie wat, hy gooi my nou rond nie. Ek kan baie keer verkeerd hoor. Ek het al baie keer verkeerd gehoor. Gaan net aan, maak reg waar jy kan, as jy nie kan nie, gaan net aan. Die Here gaan jou nie los nie, he's alongside us. Die Parakletos is in my, by my, links, reg, agter, voor, bo, onder, all over. En hy sien net op aanvraag beskikbaar, en hy is altyd daar. Matteus 3 vers 11. Jesus doop met die Heilige Gees en met vuur. Ja, gewonder hoekom staan daai skrif daar. Doop met die Heilige Gees, thanks, en met vuur, wat beteken dit? Dit beteken dat ek my voet op 'n pad van avontuur kan sit en vir die Here sê ek is bereid om enige ding te doen. Maar ek wil die volheid in my lewe hê. Ek wil. Ek dink aan ou soos Belsasar, julle het seker gelees in die Ou Testament van Belsasar, en hou 'n willeparty, en gaan te kere, en hy gebruik sommer die goed wat in die tempel, wat hulle gesteel het, wil hy ook sommer gebruik om hierdie dronkparty mooi energie te gee. En toe verskyn daar 'n hand, wat skryf teen die muur. Dis verskriklik. Nou ons wil baie keer ook hê, die hand moet skryf, want dan kry ons 'n duidelike boodskap. Ek meen as die Here nou daar gaan skryf, doen môre so laat dit, dan is dit mos nou makliker. Maar Belsasar weet nie wat daar aangaan nie, en hy kry iemand om dit uit te lê, en Daniël doen dit op die ouend, maar die woord sê, sy heupgewrigte het lam geword, en sy knie het in mekaar geklap. Hy het sy ore afgeskrik. Want hier gebeur 'n verskriklike ding. En baie keer wil ons sê, die Here moet hierdie muur kom skryf. Maar baie keer wil die Here dit nie op so 'n manier doen. Baie keer wil hy net kom met sy groot vrede, en net hier binnekant kom praat. En as ek verhouding met hom het, as ek met hom praat, dan is daar 'n manier hoe hy sekere waarhede kan bring. Op 'n ander manier as teen die muur skryf. Nou ek wil nie so onverskillig wees as Belsasar, en wag dat my heup gewrigte ook ingee, en lam word, en dat my tee te mekaar knak, ek het genoeg daarvan in my lewe gehad. As die Heilige Gees ons dan lei in alle waarheid, wat dan van die woord? Wat is die waarheid van die woord? As die woord iets sê,
Hoe raak dit my? Is dit nie deel van die ontdekking van hierdie pad van avontuur nie? Wat sê die woord? As die woord iets baie duidelik sê, soos byvoorbeeld vergifnis, dan het hy dit gesê. Hy sê dit nie en sê, bring 'n tafel toe, dan praat ons bietjie daaroor, hoe voel jy nie? God is nie in daai pleasing business wat hy voel, hy gaan almal net gelukkig en tevrede hou, en kom ons los maar die woord nie. Die woord is waar. As die Bybel dan waar is, dan is alles waar wat in die Bybel staan. Die woorde van Jesus, dis die moeilike een, gaan lees die bergpredikasie, hy maak dit so ongemaklik baie keer vir ouens in die kerk. Hy maak dit vir my ongemaklik, want hy sê goed in die bergpredikasie, wat ek voel, wat net nie nou nie, Here, dit klink so asof ek my vyande moet lief hê. En is nie of ek het 'n addendum gelees nie, staan, hy sê dit vir die mense, jy moet jou vyande lief hê. Een klap die linkerwang en draai die ander een ook. En iemand het een keer gesê, as we dan op die ander wang ook geslaan het, dan gaan ek hom vat. Maar dit gaat nie wat Jesus sê nie, hy het 'n ander manier om goed te sê. Hy sê, loop 'n tweede myl saam met iemand. Moenie jou vyande verwyder van jou af, die vergewe hulle, jy moet hulle lief hê, jy moet iets doen sodat hulle geseën kan wees. Ek verstaan nie die bergpredikasie se impak altyd nie. Maar die Here sê, ek sê vir jou die goed, want ek gee vir die Heilige Gees, sodat die avontuur nie sonder petrol aangepak kan word nie. Jy gaan nie net op die avontuurpad en sê, wel, ons kyk maar hoe gaan dit nie. Nog getroffen nie. Die Heilige Gees is daar. En soos hierdie reeks gaan uitbou op die ander onderwerpe wat ons nou oor gepraat het, so gaan ons ontdek al hoe meer, hoe gaan ek op hierdie pad, hoe reis ek hierdie reis? Adventure awaits. Mens hoef nie doodelik te wees binne in die kerk nie. Nou, die woorde van Jesus is een ding, om daaroor te kom, maar sy lewensbeskouing, dis 'n vreeslike vreemde ding, want hy daag die ouens uit oor vergifnis, dan is hulle baie trots. Ek kan 7 keer vergewe, en ek dink Petrus het gevoel, man, hy gaan 'n klop op die skouer kry, en dalk 'n gratis koffie of 'n ding, want hy het nou 'n mooi ding gesê, sommer 7 keer. En nou kom die Here en sê, maar die ingesteldheid van vergifnis is nie oor somme maak nie. Gaan nie oor 7 keer of 70 maal 7, dis nie die issue nie. Die issue is vergifnis. Nou kom ons bring dit 'n bietjie terug, weg van die somme af. Hoeveel keer moet ons vergewe? As Jesus dan nie tevrede is met 70 maal 7 nie, wat moet ek, hoeveel keer dan? Hy antwoord vir my. Jy's mos slim ouens in die gemeente. Ek hoop ek het julle die mekaar gemaak nie. Al wat ek wil sê is, hy noem nie 'n syfer nie. Al wat Jesus eintlik sê is, vergewe, punt. Moet ek wag dat ouens eers ekskuus vra? Nee wat? Vergewe. Dis wat hy sê. Hy het 'n ander lewensbeskouing, hy plaas ons op die pad van avontuur, en dan wat Paulus gesê het, in die ou Afrikaanse vertaling lees hy dit, is nie in al die vertalings so vasgevat nie, maar toe Saulus tot bekering kom, toe hy van sy rydier afval, en hy ontmoet Jesus Christus, die eerste ding wat hy vra is, Here, wat wil u hê moet ek doen? En ek wil na die einde se kant toe beweeg deur hierdie vraag op jou hart te druk. Here, wat wil u hê moet ek doen? As ek wakker word in die oggend, wat dink ek? En dis net so, dis 'n trap waarna 'n ou trap. Hier's 'n paar ongeleesde WhatsApps. Is dit nie so nie? As jou oog vang hom op die bedkassie. Kom ons kyk gou, Facebook, update, hier's 'n nuwe foto. My goodness, ek lanklaas vir hierdie ou gehoor. Kyk die nuus, dis verskriklik. News24, wat het nou weer gebeur? En daar gaan 'n ou se dag. Daar hol hy weg. Saulus sê, Here, wat wil u hê moet ek doen? En dink net aan die avontuur waarop hy toe is. Hy het nie geweet waarvoor hy in is nie, want onthou nou, hy word met blindheid geslaan. Hier kom 'n paar ouens en vat hom in die hand en lei hom na die kerk toe wat hy vervolg. Ek dink dis redelik scary. Ons het daai tyd toe ons nog op die grens geveg het. Ek was 2 keer vir 3 maande daar. Dan dink ek heeltyd, en ons word ook so voorberei, as die vyand jou vang, in jou sak, het jy die Geneefse konvensie.
wys vir hulle die ding, dat jy nie gemartel mag word nie. En almal van ons het geweet, dis groot bog, want hulle gaan jou martel, hulle gaan jou wikkel. En dan is ons baie benoud. Paulus sê, ek is bereid om te gaan, ek kan nie sien nie, en ek weet ek word na die vyand toegevat, want ek het hulle vervolg. Nou lei hulle my, terwyl ek nie kan sien nie, na 'n plek toe. En nou is daar 'n wonderlike ding wat gebeur. Ananias was iemand soos ek en jy. En Ananias bid. Ananias het geglo dat die Heilige Gees moet gaan praat. En hy bid en die Here sê vir hom 'n paar goeters. Hy sê, ek wil hê jy moet na iemand toe gaan. Sy naam is Saulus. Hy kom van Tarsus af. Hy is op die oomblik in die huis van 'n man met die naam van Judas. En hy is besig om te bid. Nou dis redelike detail, is dit nie? Dis baie detail. En ek glo op hierdie avontuurpad, hierdie adventure awaits beginsel, kan ek sê, Here, dankie vir die detail in u opdrag vir my. Dankie dat daar detail gaan wees. Dat ek kan weet wat ek moet doen. En dis wat die Heilige Gees beloof. Dis nie 'n mog getroffe ding en ek bid so nou en dan en ek sing so bietjie en ek gee 'n tikkie en dan gaan ons net aan, ons gaan nou kerk wees nie. Die Here wil jou gebruik en hy wil jou gemoed oop kry sodat jy kan sê, Here, praat met my oor detail. Partykeer is daar nie soveel detail soos wat Ananias gekry het nie, maar feit is, partykeer sê die Here, hier's 'n naam. Hier's 'n persoon. Partykeer weet nie wat om te sê nie. Moenie daaroor worry nie. Moenie slim triks gaan uittrek om te kyk of jy een of ander Ou Testamentiese profesie kan onthou nie. Partykeer moet jy net gaan. Partykeer moet jy net iemand vashou. Daar's iemand wat ek nie so baie goed ken nie, wat in Langebaan wat op 'n man op 'n jong ouderdom nou die dag verloor het. En ek het net met haar gekorrespondeer op 'n WhatsApp, maar toe ek haar nou eerste keer weer sien daarna, en ek kan regtig nie eens haar naam onthou nie, maar ek sien net die pyn op daai gesig, maar toe sê hy alweer besig om te werk. En ek weet nie wat sê jy nou vir so 'n persoon. Ons het altyd allerlei slim antwoorde wat ons wil hê. En al wat ek gedoen het is, ek het dan net gevat, en sê, kan ek vir jou 'n drukkie gee? En ek het dan net so vasgehou. En ek weet nie wat dit gedoen het nie. En ek het nie veel daarna kon sê nie, want ek weet nie wat sê jy vir so 'n persoon. Partykeer stuur die Here jou en gee jou net 'n opdrag sonder detail. En dalk is die enigste detail, just be there. Dan moet ons partykeer minder praat en meer druk. Hey Bokkie. Ek lees vir jou iets wat ek by Andy Stanley gesien het, een van die groot kerkleiers in Amerika. Hy sê, van jongs af het hy 'n standaard ding wat hy elke oggend doen. Nou, ek kan nie vir jou 'n resepie gee en dan doen jy dit so nie, maar hoor net die beginsel wat hier gebeur. Hy sê, elke oggend sy wakker en sê, Heavenly Father, I surrender myself to you. My hands, my feet, my eyes, my ears, my thoughts and desires, my hopes and dreams, my talent and opportunities. I surrender all. Thy will be done through me today. Baie eenvoudig. Dit hoef nie te wees wat jy gaan sê nie. Maar ek dink een ding wat ons graag wil hê is, dat ons 'n besluit vanmôre neem om te sê, Here, ek wil by U hoor oor die avontuur vorentoe. Ek wil nie gestuur word deur eksterne faktore nie. Ek wil primêr sê, hier is ek, Here, op die pad wat U my heen lei. Nou, ons wil 'n geleentheid gee, as ons klaar gebid het, op die sitplek het jy 'n vormpie wat jy kan saam met jou vat of wat ook al. Dis 'n dagboek bladsy. En ek het net gewonder of 'n ou nie, min van ons hou nou dagboeke, papierdagboeke meer. Maar meeste van ons dagboeke is op die foon. Die moeilikheid is om soek op jou foon, dan sien jy daar 37 nuwe e-mails. Dan kyk ek gou eers daarso. Daar's nog 'n inbetaling van iemand wat ek nie van weet nie, daai tipe ding. Maar as 'n ou in beginsel na 'n dagboek kan kyk en sê, Here, ek begin elke dag met die woorde, wat wil U hê moet ek doen? Dan kan ek dalk bysit, my oë, my ore, my voete, my hande, my talente, en die groot woord wat vir my staan is opportunities.
Watter geleenthede skep die Here dalk vir jou om hierdie avontuur net ryker en heerliker te maak? Dalk is daar iets wat die Here in jou kerkbelewenis totaal gaan verander, dat kerk nie meer net 'n bywoningsding is nie, maar dit eintlik maar net 'n plek van saamkom en saam die Here eer en daar energie loskom en dat jy hier uitgaan met die wete, I'm in God's favor. Ek gaan die asem wat in my geblaas is, uitblaas oor mense se lewens. Ek wil vra dat jy saam met my sal bid vanmôre en kom ons maak dit baie persoonlik. Ou se geneigtheid is altyd om te dink nou aan ander mense wat nou hier moes gewees om dit te hoor. Dis nie waar nie. Jy's hierson. Die ou wat nie hier is nie vanmôre is nie hier nie. Maak nou vrede daarmee. Ek is hier. Ek is primêr nie hier om te preek nie, want toe ek met hierdie ding begin, toe kom ek agter, nou praat die Here ernstig met my. En hoe meer ek aan hierdie preek gewerk het, hoe meer kom ek agter, maar is vir my. Dis vir my, en ek sal like as dit vir jou ook is, en ek glo dit is dalk van julle baie ernstig, maar die Here praat met my oor hoe ek begin met 'n dag, want baie keer kan ou so negatief begin. Jy hoef net die nuus te lees, dan is jy klaar kwaad genoeg, om te voel hierdie dag gaan 'n gemors wees. Maar kom ons bid vir mekaar vanmôre, ons vra Here, wat wil U hê, moet ek doen, dat dit elke dag se inskrywing is. Dis die eerste inskrywing van jou dagboek. Here, wat wil U hê, moet ek vandag doen? En maak seker dat hy hoor, dat jy gewillig is. En verder moet ons dalk net hoor, tot ons weet wat hy gesê het. Sal jy saam met my bid? Maak dit in jou hart seker, kom ons maak ons oë toe, kom ons maak in ons hart seker, dat ons op hierdie avontuur wil stap. Here, dankie dat U teenwoordigheid vir ons 'n groot realiteit is. Maar ek bid, Here, dat U teenwoordigheid vir ons nog meer prakties sal word, na mate ons die vraag vra, wat wil U hê moet ons doen? Wat moet ek vandag doen? Wat moet ek my geleenthede doen? My liggaam, my gedagtes, my woorde? Waar kan ek lewe spreek? Wat moet ek sê? Wat moet ek nie sê nie? En Here, na mate ons groei en ontwikkel in die gees en al hoe meer soos U word, soos die woord sê, wil ek bid dat hierdie dagboek inskrywinge 'n begin is van 'n nuwe era, dat ons hierdie avontuur kan beleef, die heerlikheid van wie U is en wat U gesê het en wat U altyd sal aanhou doen om deel van ons lewe te wees. Come alongside us, walk with us, live in us, breathe through us, Lord. Dankie dat U dit doen, Here. Ek bid ook vanmôre vir mense wat dalk onseker is oor hulle posisie in Christus. Mense wat dalk voel, maar ek weet van hom, maar ek ken hom nie regtig nie, of ek ken Jesus, maar ek verstaan nie die volheid van vergifnis en vryspraak nie. Ek bid dat U dit ook sal bring, Here, dat ons as toegeruste mense op hierdie pad sal begin en sal weet, U gaan ons nie nou net aan die gang kry op hierdie avontuurpad nie. U gaan ons bekragtig, bemoedig, U gaan ons al die kennis, al die bewoording, alles gee wat ons nodig het, ten einde hierdie pad voluit te kan stap. Dankie dat U dit doen, Here. Dankie dat U mense so lief het, dat U asem in hulle geblaas is, sodat ons met daai ontvangs van U asem, die ruach van God, ook dit kan uitblaas, uitpraat, uitleef in die wêreld waarin ons onsself bevind. En daarvoor dank ek, Here, in Jesus se naam. Amen. It was faith that stirred the waters, the faith that parted seas. It was faith that shook foundations, led people to believe. It was faith that tamed the lion. It was faith that showed the way. The faith that slayed the giant is the faith I have today. I believe that you have done it all.
faith the blind would see. It was faith that healed the leper. The faith that lives in me. Now it's faith that moves me forward, reaching to the lost, mending what is broken, and giving all it cost. I believe that you have done it all. I will be a glory to the lost and broken. I believe you're making all things new, healing every heart to worship you in reverence. With faith we lift our hands and sing it out. For we know the God who shattered every doubt. Now with faith we lift our hands and shout it out. For we know what life in you is all about. Yeah, we know what life in you is all about. I believe that you have done it all. I will be a glory to the lost and broken. I believe you're making all things new, healing every heart to worship you in reverence. Sing it out. For we know the God who shattered every doubt. Now with faith we lift our hands and shout it out. For we know what life in you is all about. For we know what life in you is all about.